Hallo, vandag is nou die Hemelvaartdag, is die dag wanneer Jesus Christus opgestaan het. Nie Hemelvaart, ekskuus, die wederopstanding. En as ons wil weet wie ons aanbid en hoekom ons dit doen, moet daar tog 'n sinvolle rede wees daarvoor. Nou hierdie video gaan vir ons wys en ons gaan met dit gaan ons kyk na die skrifte en lees wat sê die Bybel van dit. Nou, ek het nou die dag toe tel ek, toe sou oor die 530 verskillende gevalle waar Jesus Christus gesien is, beweeg het, geëet het saam met mense. Ek vertrou dat jy hierdie aanbieding gaan geniet en dat dit vir jou iets gaan beteken. Die eerste ding wat is, Jesus Christus is ons verreëse eiland. Dit beteken dat hy lê nie meer in die graf nie. Hy is nie soos ander afgode, ek noem hulle afgode, want dit is nie regte gode nie, hulle was nooit gode nie, ensovoorts. En ons het nodig om te bestudeer waar die bewyse opgeteken is, dat Jesus Christus fisies opgestaan het uit die dood. Nou, dit toon en bevestig in die eerste plek, dat God kragtiger is as die dood, en ewe belangrik, dat Jesus leef tot in alle ewigheid. Nou hierdie twee feite behoort in ons die sekerheid te gee, dat ons onsself nie onderwerp aan 'n illusie wanneer ons Jesus aanbid nie. En dat ons ook nie vertrou op 'n oorskot in 'n grafsuil, of 'n abstrakte vergod, of iets wat mense met hulle hande self gemaak het nie. Die bewyse verbind ons met die ewige, lewende God, die skepper van die heelal, deur Jesus Christus sy seun, wie vir ons redding gesterf het. Nou ek wil net so rukkie stil staan en ons net kyk net hier na hierdie ding. Die stories waaraan en waar mense glo en wat hulle omskep het in 'n godsdiens en wat hulle klou aan asof dit vir hulle 'n lewensboei is in 'n stormsee. Eerste ene sekerlik is 'n illusie, want daar is 'n oorskot, daar is iemand se lijk of wat in 'n grafsuil in toegemessel is en toegemaak is. Die ander een is so abstrakte vergod wat mense aanbid. Dis nie 'n God wat naby jou is nie, dis nie iemand wat by jou is so dikwels soos wat jy hom aanroep nie. Dit is 'n vergod, iemand wat glad nie betrokke is by jou nie, wat geen belang het in jou nie, en dan in die derde plek is daar die wat mense met hulle eie hande maak. En dit is dinge soos die oosterse gelowe en gelowigheid en dinge wat hulle doen. Nou, aan die kern van die aanvaarding van die bewyse wat ons gaan ondersoek, is daar twee grondwaarhede wat 'n mens moet aanvaar. Die eerste ene vir my is dat engele nie onderworpe is aan enige mense-instruksie nie, want jy het hier 'n klompie engele wat jy rond bevele gee om dinge te doen nie. Hulle reageer uitsluitlik op opdragte deur God gegee. As jy dus 'n persoon het of 'n engel het wat reageer op dit wat jy vir hom sê, dan moet jy baie besorg wees, want die waarskynlikheid is dat dit nie 'n engel van die lig is nie, maar dit een is wat hom voordoen as lig. Okay. In ander woorde, wat ek bedoel met hierdie hele opset is dat, of hierdie feit is dat Jesus Christus se opstanding is aangekondig deur 'n engel. As engele slegs reageer op dit wat God vir hulle sê, beteken dit in die eerste plek, God self het aangekondig dat Jesus opgestaan het. Die tweede waarheid wat jy moet koppel aan die ding is, dis onmoontlik vir God om te lieg. En daarom moet ons sy woorde
as waarheid aanvaar. Nou, ons gaan kyk gou na die skrifte in Matteus 28, waar dit sê, 'n engel het sy opstanding aangekondig aan Maria Magdalena en ander Maria. Onthou die engel, verteenwoordiger van God, wanneer hy nou spreek, gaan hy die woorde wat God vir hom gegee het, wat hy moet oordra, gaan hy spreek. En Matteus 28 vers 2 staan nou, en daar kom 'n groot aardbewing, want die engel van die Here het uit die hemel neergedaal, en gekom in die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig, en sy kleding wit soos sneeu. En het vrees vir hom, het die wagte gebewe, en soos dooies geword. En as jy nou kyk na hierdie prentjie wat hier langs aan is, sien jy die absolute heerlikheid van God wat op die engel is. En moenie hierdie goed aanbid asseblief, hierdie is slegs 'n probeer om met grafies voor te stel, sodat jy dit miskien beter 'n beeld kan vorm van wat gebeur het. En die woorde wat hy sê is die volgende, en hy praat hierso met die twee vroue. Die twee vroue is Maria Magdalena en die ander Maria wat saam met Jesus en sy disippels beweeg het. Hy sê, hy's nie hier nie. Moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hoe het hy geweet? Want God het geweet die rede hoekom die vroue na die grafkelder toe is. Hy's nie hier nie, want hy het opgestaan, soos hy gesê het. Ja, hier is die woorde van God. Hy is nie hier nie, beteken hy is afwesig, hy is nie meer in die graf nie, want hy het opgestaan, soos hy gesê het. Dan sê die Here vir hom, as sê die engel, kom kyk na die plek waar die Here gelê het. Dan word julle twee dames die eerste getuies, dat die graf leeg is. En hulle gaan toe gaan kyk, nou luister baie mooi. Daar was 'n spesifieke, unieke manier wat hierdie mense, wanneer hulle begrawe is, geklee is met sekere kleed. En toe hulle nou in hierdie engel vir hulle sê, maar gaan in die graf en gaan kyk. Dis daar twee dinge wat nou gebeur. In die eerste plek, sien hulle, Jesus is nie meer daar nie. Dis 'n ooggetuie. En tweedens, vind hulle dat Jesus se kleed lê opgevou binne in die grafkelder. Met ander woorde, lyke vou nie goed op nie. Dat 'n lewende Jesus Christus gekom, daai kleed opgevou en hom neergesit, sodat Maria Magdalena dit so kan vind en in hulle harte deur dit wat hulle sien en beleef op daai oomblik oortuig kan word dat Jesus Christus werklik opgestaan het. Nou, hierdie selfde gebeurtenis word opgeteken in Markus 16 vers 6 en ook Lukas 24 vers 6. En die klem in al twee hierdie gedeeltes is, hy het opgestaan. Nou, 'n engel het die opstanding aangekondig aan Maria en die ander Maria Magdalena. Want dit sê, en daar kom 'n groot aardbewing. Nou luister nou net bietjie na hierdie woorde wat hier gebruik word. Daar kom 'n aardbewing. Met ander woorde, daar's 'n skudding wanneer Jesus of 'n engel van die Here uit die hemel neerdal. En die skudding veroorsaak ook dat die deure oopspring en die stene weggerol word van die grafsuile. En dan beskryf dit dat sy gedaante was soos weerlig as sy kleding wit soos sneeu en hy het vrees vir hom. Het die wagte gebewe en soos dooies geword. Kyk hoe lê die ou hier. Hy wil hy inhou gryp sy hart vas, die ander ene sy hand lê die kant toe en die ander is so bedwelmd en besig om uit te pas. Dan sê die engel vir die twee vroue en hierso sien jy 'n uitbeelding van die engel wat besig is om vir Maria en Maria Magdalena te vertel. Hy sê moenie vrees nie. En hierso is 'n baie belangrike punt. Een van die heel eerste dinge wat amper elke slag gebeur, wanneer 'n engel aan iemand verskyn in die Bybel is die woorde: moenie vrees nie. Met ander woorde, jy hoef vir my bang te wees nie. Okay? Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is, en ons het nou gesien dat God moet wees wat praat, want hy het geweet Jesus het opgestaan. Hy sê, hy is nie hier nie, want hy het opgestaan.
soos hy gesê het, kom kyk na die plek waar die Here gelê het. Markus 16 vers 6 is dit opgeteken, en hy sê vir hulle, moenie verskrik wees nie, julle soek Jesus die Nasarener, wat gekruisig is. Hy het opgestaan, hy is nie hier nie. Daar is die plek waar hulle hom neergelê het. En hy gaan wys hulle. Hy sê, hierso het hy gelê. Maar julle sien, hy is nie meer hier nie. Ok. Lukas 24 vers 6, hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Onthou, hoe hy vir julle gesê het, toe nog in Galilea was, het hy al vir julle gesê, hy gaan opstaan op die 3de dag, nadat hy doodgemaak is. Ok, so, nou, ok, die disciples, onthou nou, in die eerste plek getuig God, dat Jesus opgestaan het, in die tweede plek, is dit Maria Magdalene en Maria, wat getuig, dat Jesus opgestaan het. God getuig deur die mond van die engel, dat Jesus opgestaan het. Right. Verder is daar dan opgeteken, dat die disciples getuig, ook daarvan, dat hy opgestaan het en dat hy leef. En ons lees dit in Handelinge 3 vers 14, sê hulle, julle het die heilige en regverdige verloning gevra, dat 'n moordenaar aan julle geskenk sou word. En die leidsman tot die lewe het julle gedood. God het hom uit die dode opgewek, waarvan ons getuies is. En hierso sê die disciples baie onomwonde, direk op die man af. Jesus Christus is die een wat weet ons tot dusver, is die een wat gesterf het op die kruis. Hy is die een wat dood is. Hy is die leidsman tot die lewe. Hy het dit hoeveel kere gesê. God het hom uit die dode uit opgewek, sê die getuies. Handelinge 4 vers 33 sê, en met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus. En groot genade was oor hulle almal. Handelinge 10 vers 39 tot 41 sê hulle weer eens, ons getuies van alles wat hy gedoen het in die Joodse land en in Jerusalem. En hulle het hom omgebring deur hom aan 'n kruishout op te hang. Hom het God op die 3de dag opgewek en beskik dat hy sou verskyn. Nie in die hele volkie, maar aan die getuies, wat deur God van tevore verkies was. Aan ons, wat saam met hom geëet en gedrink het. Nadat, kyk net waar het hierdie fees plaasgevind. Dis nadat hy in die dode. Daar's verdere skriffies wat vir ons lei om te weet en te aanvaar en te glo dat Jesus gesterf het en opgestaan het. Hy het in Sefas verskyn wat Petrus is. Daarna het hy in die 12 verskyn, die ander apostels. Onthou Judas Iskariot het gesterf nadat hy Jesus verraai het, maar in sy plek was daar 'n ander apostel aangestel. En die laaste van almal, en onthou dis Paulus wat besig is om te praat hier. Hy sê, daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders tegelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige ontslaap het. Nou ek sou daarvan gehou het, hierdie ouens moes vandag nog gelewe het, dan kon ons al 'n paar stories gehoor het. Hy sê, daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna weer 'n slag aan al sy apostels, en laaste van almal het hy ook verskyn aan my as die ontydig geborene. Dis Paulus wat hier praat. Na hierdie dinge, in Johannes 21 vers 1 het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias, en hy het so verskyn. Daar was by mekaar Simon Petrus, Thomas, wat Didymus genoem word, en Nathanael van Kana in Galilea, en die seuns van Zebedeus, en 2 ander van sy disippels. En terwyl daar was dus hierso ook waar Jesus gesê het, hey, het julle ouens vis gevang, en jy moet dit gaan lees tog asseblief in die Bybel. En dan het hy saam met hulle gesit en hulle vis gebraai en vis geëet. In Handelinge 9 vers 5 sê, wie is u Here? En hierso is nou weer Paulus. En die Here antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Dis hard vir jou om teen die prikkels te skop.
Toe Jesus opgestaan het, het hy opgevaar na die hemel. Markus 16:19 sê, nadat die Here met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God. Nou, ons het baie keer hierdie ou ding wat ons sê, maar hierdie ou is my right-hand man. En veral die mense wat vakmanne is, sal weet, dis die ou wat jou spanners vir jou aangee, dit is die een wat vir jou die dinge doen, dat jy nie nodig het om rond te hardloop nie. En Jesus Christus gaan sit in die regterhand van God, hy word God se regterhand na sy opstanding. Hy sê, as gevolg aan Filippense 2 vers 9 skryf, Paulus weer, hy sê, daarom het God hom uitermate verhoog, en hy het 'n naam gegee, wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel, en die wat op die aarde, en die wat onder die aarde is. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot die heerlikheid van God die Vader. Jy moet regtig asseblief kyk, daar's net een persoon deur wie jy gered kan word. Sy naam is Jesus Christus. Tweedens, daar is geen ander naam onder die son wat gegee is voor wie elke tong gaan bely en elke knie gaan buig nie. Dis nie voor Allah nie, dis nie voor Boeddha nie, dis nie voor watter ander gode en goed jy ook al aanbid nie. Kom, versoen jouself met Jesus Christus, dan weet jy, hierdie goed is, en jy hoef nie een of ander uitnemende ondervinding met hom te hê nie, is baie eenvoudig eintlik. Right, in Efesiërs 1 vers 19 tot 22, weer eens is dit Paulus wat skryf, en hy het nou regtig 'n manier gehad om hierdie goeders raak te sien en te kan raak spreek. Hy sê, hy omskryf Jesus, hy sê, wat die uitnemende grootheid van sy krag is, wat is beperk vir ons wat glo. En wat die werking van die krag van sy sterkte wat hy gewerk het in Christus toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele. Efesiërs 1 vers 21 sê dan laastens, bo alle mag, alle owerheid, alle krag, alle heerskappy, elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. Jesaja 9 vers 6, en nou gaan ons 'n bietjie terug na die Ou Testament, en ons gaan kyk wat sê dit. Die rede hoekom hy opgevaar het na die Vader en verhef is, Jesaja 9 vers 6 sê, tot vermeerdering van die heerskappy, vrede sonder einde, op die troon van Dawid. Jesus was 'n Jood, gebore is 'n Jood, gesterf is 'n Jood, opgestaan is 'n Jood, hy kom te heers vanuit sy Joodse nageslag uit, of geslagte of voorgeslagte uit, en oor sy koninkryk, want hy gaan sit op die troon van Dawid, om dit te bevestig, Dawid se troon te bevestig, dit te versterk, deur reg en geregtigheid, van nou af tot die ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Die Here stuur 'n woord in Jakob, en dit val in Israel, Jesaja 9 vers 7. 1 Korintiërs 15:25, want hy moet as koning heers, totdat hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Hebreërs 10 vers 11, elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem, en dikwels dieselfde slagoffers te bring, wat tog nooit die sondes wegneem nie, maar hy het nadat hy een slagoffer van die sondes, of vir die sondes gebring het hy vir altyd gaan sit aan die regterhand van God. En daar wag hy nou, totdat sy vyande gemaak is, die voetbank van sy voete. Kolossense 1:12 sê, en die Vader het mag dank wat ons bekwaam gemaak het, om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Hy, wat ons verlos het uit die mag van die duisternis, het ons oorgebring in die koninkryk van die Seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis
van sonde. Ek hou daarvan hoe Paulus lyries raak omtrent hierdie waarhede. Hy praat Kolossense 1 vers 15 en sê, hy, Jesus, is die beeld van die onsienlike God. Hy is die eerstgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemele en op aarde is, die sienlike en onsienlike, trone, sowel as die heerskappye, en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape, en hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand. En hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode, sodat hy in alles eerste kan wees, want dit het die Vader behaag, dat in hom die ganse volheid sou woon, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. En ek sê deur hom, die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemele. Daarom moet God hom uitermate verhoog en 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel is, een posisionele plek, of een plek waar die mense is, die wat op aarde is, tweede plek waar hulle is, en die wat onder die aarde is, derde plek. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die heerlikheid is. Die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Nou, ek hoop jy het hierdie skrifgie, of hierdie studietjie geniet, en dat het vir jou iets beteken. Ek wil graag net bid en sê, Vader, in Jesus naam vra ek dit, U Heilige Gees, U is die een wat ons leer, in die weg wat ons moet wandel, wat bevestig wat Jesus gesê het. Ek wil bid dat U die naprediker sal wees in ons harte, en dat U elkeen wat hierdie leringkie bygewoon het en geluister het daarna, dat U hulle sal seën met U teenwoordigheid, U openbaring en U kennis in Jesus se naam. Nou ja, amen. Volgende module in die reeks gaan ons kyk na doop met water. En dan wil ek ook vra, as jy enige iets het op jy hart het oor die lering, is jy welkom om e-pos te stuur na openmywoord@gmail.com. Shalom, seën vir julle almal en ons praat weer.